Die woord het ek gedog, jy weet, die basiese woord wat ons nodig het, is net een woord eintlik wat die Here sê vir ons. En die boodskap vanmôre is volg by voorbeeld. Jy sien, ons leef in 'n tyd waar kennis heavy is, waar die mense die boot draai en swaai soos hulle wil. Ons leef in 'n tyd waar mense net 3 versie vat en dan maak hy hele kerk uit 3 versies. Maar die woord bestaan uit alles, nie net daai 3 versies. Daar's ander dinge in die woord wat so belangrik is, wat meer belangrik is dan daai 3 versies. Wat jy mis, omdat jy behoort aan 'n plek waar jy eintlik nie in is. So dit is die ding wat ek 'n bietjie met julle wil praat vanmôre. Jy moet sê, voorbeeld wees vir mense om jou. Hy sê so in Johannes 2 vers 6 sê, hy wat sê dat hy in hom bly, hoort self ook so te wandel, soos hy gewandel het. Dis wat Johannes sê. Hy sê, Jesus sê, hy wat hom bly, jy bly in Christus, jy sê jy is 'n Christen, jy sê jy is lief vir die Here Jesus, jy sê jy die dinge, maar jy wandel nie daarin nie, maar jy sê dit. En dis die verskil. Wat jy sê is nie wat jy doen nie. Wat jy moet doen, is doen wat die woord van die Here sê, en bly by die woord van die Here. Vergeet van mense wat jou wil tug en al die goede. Vergeet van dit. Bly by die woord van die Here. Bly wat Jesus gesê het. As jy my wil volg, moet jy wandel soos ek gewandel het. Hoe het die Here Jesus gewandel? Ek het nie gesien in sy wandeling van 3 jaar op die aarde, waar hy mense uit mekaar gejaag het, behalwe daar in die tempel, toe hulle verspotting van die tempel gemaak het. Maar ek het nooit gesien, en al die tyd, en die mense gevat, en hulle punte vir hulle uitgewys het, behalwe vir die Fariseërs op verkeerde leerling. Maar praat nou van mense. Ek het nooit gesien, dat hy in 'n plek gaan, en net uitdeel, verdoemings op mense, as jy dit doen, gaan jy help toe, as jy dit doen, gaan jy help toe. As jy dit doen, gaan jy help toe, het jy geweet, as jy dit doen, gaan jy help toe. Dis nie die bediening van Jesus Christus nie. Jesus Christus het na ons toe gekom en ons kom leer het, hoe ons moet eintlik wees vir die mense. Dis kom so baie mense vandag, die kerk toe gaan, weet jy kom? Hulle was in 'n kerk en hulle sê gekry in kerk. Ja, baie mense by die huis. As jy al die mense by die huis sit, in die kerk kan kry jy jou kerk vol gewees het. Weet jy kom so is? Omdat hulle het nie die voorbeeld van Jesus gevolg. Baie posisies is baie belangrik in die kerk met baie mense. Jesus het net sy posisies as die seun van God aanhoudend voorgehou. As God self, want hy was gelyk aan God, voorgehou. Hy het dit nie gedoen nie. Hy het gewandel tussen die mense, die prostituie. En dit is die ding wat ek nie kan verstaan vir ons vandag. As iemand hier so met inloop vanmôre, en hy stem so na die drank, hy is vol tattoos, en hy kan nie eens mooi lekker praat nie, want hy is nie lekker by nie, dan sit jy op die ander kant van die stoel, jy stoel nie sit nie, is na by hom. Dit is die bediening van die Here daar, dit is waar hy was, tussen die gebroken, tussen die mense, wat nie kon iets doen nie, hulle kon nie vrykom, hy was tussen hulle, hy nie tussen die ryk manne, hy was nie in die Fariseërs, selfs die Fariseërs met hulle robes wat hulle gedra het, met die mantels wat hulle gehad het op hulle nekke, en daar so band om gehad het, dit beteken hulle is nou die priester, die gemeente. Hy was nie by hulle nie, hy was by die mense. En in die mense het God verlossing gebring vir elkeen van ons. Ek was een van die mense, man. Ek weet nie van jou nie, maar ek was 'n regte rubbish. Ek was. Jy moet nie met my gepraat het toe ek jong was, ek sien hoe my geblaai het. Want die groter dan ek was, slaan ek jou met 'n byt. 'n stuk stok in my hand. Of ek steek jou met 'n mes, dis hoe was ek was soos dit. Maar God het genade oor my lewe gebring, wat ek hom kan ontmoet. Weet jy kom?
Hy het nie die pastoor gebruik om my in te kry. Hy het 'n vriend van my gebruik. Skoon, maar 'n Joel was ook. Daar point het ek groot geword. Daar is 'n ander plek. En hierdie ook daar groot geword. En eendag sê die perd vir my, I found Jesus. En ek sê vir hom, ons sê ons in die taal, nie? Sê, oh, I don't believe it. No, but I found Jesus. Hy rook nie meer sol nie. Hy rook nie meer nie. Hy drink nie meer nie. Hy vloek nie meer nie. Daai aard toe drink ek 'n bottel en 'n half uit. Ek kon dit nie vat nie. Hoe is jy hier nou vrygekom van hierdie goed wat my so bind? Dat ek is alkoholist. Van die jong. Ek is alkoholist. Ek wil jou sê, dit is wat die Here wil hê ons moet eintlik doen, is tussen hierdie mense te beweeg, vir hulle hoop te gee, om te sien, daar is verlossing, daar is voorsiening, daar is krag in Jesus naam, daar is vir elke mens wat op die aarde loop. Maar mense nie, ons moet lekker sit. Ek het ook sluit nou, as ek sê nou, ek is oor die 70 en ek gaan nou 74 of 73 toe nou, dan dink ek wel, jy weet, ek het vir die Here was hierdie storie gespin. Toe ek 60 jaar oud was, toe spin ek die storie op. My Lord, I was start thinking about my pension now. My pension, Here. My pension wat voor lê, ek moet begin dink. Ek moet dink aan die ding, Here. En na daai stond ek sit in die kerk, soos 'n klein bakvisie, en ek klaar die musiek gespeel het, sê ek so, ek ken die ou nie, van nêrens nie, hy was 'n profeet, hy stap af van Ben van der Berg, en ek sê dan, hy kom en hy staan so voor my, hy sê, Ralf, hy het my naam geken, ek het nie met jou gepraat, Ralf, ek kyk myself af om ons dood, hy sê, the Lord said, you will be working for me till the day I come and get you. Jy sien, baie mense het die verkeerde indruk van wanneer God jou roep. Hulle sê altyd, jy weet jy die breins nie, jy weet, jy kan nog dink. As jy met die Here is, het jy nie breins nodig. Doe nie wat hy sê. Doe net wat hy vra. Moet nie doen wat jy dink nie. Doe net wat hy vra, want hy is die een wat vir jou sorg. Hy het my ook gesê, ek het geskryf hoor, I am your miracle and your pension. I will supply your needs. En dit is so, hy het sy belofte, en hy hou nog steeds die belofte met my en my vrou. Hy het al die jare vir ons deurgedra, en al die jare wat ons siek is, het ons nie dodelik siek geword, niet gewoonlik siek geword. Ander mense dodelik siek geword, moet doodgegaan. Ons is nog hierso, want die Here se wil is nog nie klaar met lewe. Maar hier is die ding. Wat moet jy hê? Jy moet die gesindheid van Christus hê in jou lewe, om so te kan wandel. Jy kan nie wandel op wat jy lees in die woord altyd. Hierdie ding vat hier so lees, en hierdie ding vat daar, en hierdie woord hier so vat, daai woord daar vat. Jy moet die gesindheid van Christus hê in jou lewe. Hoe is die gesindheid van Christus? Hy het gekom om te dien. Hy het gekom om te dien. Hy het gekom om te gee. Hy het gekom om vir jou en vir my te gee, sodat ek en jy in hierdie kerk moet gesit, het hy vir ons gegee. Dit is die gesindheid wat jy moet hê. Ek was in 'n kerk, wel, jy kry die Jezebel gees, man en vrou. Jy kry dit. En in hierdie kerk was daar Jezebel gees en 'n man. En hy was die oudering van die kerk ook nog, boop dit ook. Hy was die visievoorsitter van die kerk. Die voorsitter. En hy het die kerk geran soos hy dink het. Nie soos die woord het sê. Hy het vastgebind aan die dinge wat nie belangrik is. So moet jy jouself vastbind aan hierdie dinge. Hier sal sê in Filippense 2 vers 5 tot 8 sê, want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Dit is dit. Daar enige ander gesindheid is nie van God af.
As jy gesindheid het van iets anders, dan is dit nie van God af nie. Because Christus Jesus se gesindheid was om te dien. Christus Jesus se gesindheid was om te gee. Christus Jesus se gesindheid was om te seën. Christus Jesus was daar om vir jou te gee en jou te seën en jou te help. Die Heilige Gees kom en groei jou sodat jy kan hierdie gesindheid beoefen in jou lewe elke dag van jou lewe. Help jy bou en houding bou. Hou met dit. Help jy sê dit en dit. Vergeet dit. Doen wat die Here sê. En dit is waar ons moet wees. As hy terugkom, kon ek dit sê. Hy gaan terug. Ons is in die tyd. Dis die tyd. Kyk, die eerste as het geweet, toe Jesus terugkom. Die eerste keer. Want ek geweet, dit is die tyd. Here het gevra, wat is dit? Dit is die tyd. Die tyd is daar, dat 'n seun gaan gebore word. Toe maak hy ons elke seun dood onder 2 jaar af. 2 jaar in. Want hy wil nie gehad hier, gaan die koning wees van die. Maar hy is nog die koning van Jode. Hy wil die koning van die heelal wees. Hy is die koning van alles. Elke ding wat created is, wat geskep is, buig vir hom. Elke planeet, elke universe, buig vir hierdie God wat ek van praat vandag. Hy staan, hulle buig vir hom, wat hy gespreek het toe was het so. Dit is wat ons van praat. Maar nou het jy, kind van God, nou het jy, ons, kind van God, het so diep geraak, ons het die punt gemis. En jy kan die punt mis. Jy kan prakties die punt mis. Jy kan deurgaan, en nou van hierdie mense, wat die punt gemis het, gaan help. Jy sê, wat kan jy sê? Ek sê, Mattheus 7, vers 21, 22 en 23 sê, en die laaste dag, daai dag, van die oordeeldag, die dag wanneer jy voor die Here Jesus gaan staan, dat hulle kom sê, maar het ons het in jou naam mense gesond gemaak, ons het in jou naam dit gedoen, ons het ons tiende gegee, ons het geprofeteer, ons het, daar is waar ons so. Hoor jy nie? Die mic is dood. Die leiding vat. Ek sal maar nie vat. Halleluja. Kan jy my hoor? En dan hoor ek ook klaar my stem so. Want daai mense wat ons van praat vanmôre, is mense wat gaan voor die Here Jesus staan, wat die geleentheid gehad om sy naam te gebruik. Geleentheid gehad om 'n profesie te gee vir mense wat nie afbreek nie, wat optel. Profesie wat afbreek is nie van God af nie. Hoor ek jou sê? As hy nie optel nie, is dit nie van God af nie. Die woord sê dat dit is daar om jou te bou. Vir jou te bou, dit is alles. Dit is alles. Sodat daai mense gaan voor God staan, vir die Here Jesus staan in sy heerlikheid. En dan sal moet, maar het ons nie hierdie ding in jou naam gedoen nie. Here, het ons nie hierdie ding in jou naam gedoen nie. Here, het ons nie hierdie wonderwerk in jou, wat sy naam, ja, nie jou naam nie. Dis sy naam. Dis die gawes van die Heilige Gees. Ja, dis nie jy nie. Jy kan niks doen nie. As hy nie toelaat dat jy dit doen. So op die einde van die tyd, jy moet die gesindheid van Christus kry. Jy moet die gesindheid van die Here kry in jou lewe, sodat jy kan vooruitgaan in Jesus naam. Jy weet hy het gekom om te dien. Hy het gekom om te dien. Die seun van die mens, Markus 10 vers 25. Die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe as te gee as 'n losprys vir baie. En dit is wat hy gedoen het. Hy het gedien. Sy God se hart is om te dien. Die gesindheid is om te dien. Nie alle dinge nie. Die gesindheid kom om te dien. Jy moet kan dien. Jy moet die dinge kan doen. Jy moet nie oordeel nie. Die kry ons hierdie oordeel religie, weet, oordeel religie. Ek sal ooit vergeet, jy met by iemand eendag. En hy kap my leef daar teen sente.
En ek sit daar in die ou kapbybel. Left, right en center, hy noem skrifte, en noem skrifte, en noem skrifte. Ek sê vir myself my gedagte, maar wat gaan ek nou vir hierdie ou gee? Ek sê Romeine 1 en 2. Romeine 8, vers 1 en 2. Want daar is geen veroordeling van die wat in Christus is. Geen! Jy moet so met toepsel kom. Al sy kennis wat hy gehad het, jy miskien. Geen veroordeling van die wat in Christus is. Hoe is jy in Christus? Gesindheid. Jou lewe moet reg wees. Jy moet heilig maak in lewe. Dit is jou verantwoordelikheid, nie God se naam of die Heilige Gees. Jy. Maar ek moet dit doen. Dit is ek wat gaan rekenskap gee. Ek gaan nie rekenskap gee vir Jakob. Vergeet dit, ek wil nie. Miskien 'n groter ding aan wat ek. So ek doen my eie liefste. Maar ek kom neer by dit waar ons in leef vandag ten van God. Ons leef in 'n tyd waar hy die woord gevat en dit misdraai het. Die woord gevat en dit, die Engels sê slander dit. Hy het hom vuil gemaak. Jy vat hierdie stuk daar en vat daai stuk daar, en draai die hele woord. Jy kyk duisende mense wat kerke toe gaan, wat nie in tale praat. Hulle sê, ja, maar dit was daai tyd. Dit was nie daai tyd. Die jonge getuie sê, die tale wat hierdie ouens praat, is mos ander taal. Ek sê, nee, hoe kan hulle weet? Hulle sê, Jesus is mos nie die seun van God. Die Bybel sê, die doopmaak van die Heilige Gees is Christus Jesus. So as jy nie in hom glo nie, as jy nie in hom glo nie, en jy is nie gedoop met die Gees van God, wat denk jy dan binnekant jou? Wat is dit? 'n familiar spirit. 'n bekende gees, wat alles weet, wat vir jou die wysheid gee en dinge so dit. Dit is binne nie die Heilige Gees. So dit is waar ons is vermoed. Ons is in hierdie plek, waar mense dinge doen soos hulle dink hulle wil. Weet jy wat? Jy moet met 'n skool werk. Jy kan nie sê en doen wat jy wil. Ons is vry en hier gekom, né? Ons is vas in Christus Jesus deur die Heilige Gees. Vas, seël ons. Jy moet nie aan jouself kies in die woord. Jy behoort aan Christus. So as jy in Christus behoort, moet jy die dinge van Christus doen. Jy moet nie self regverdig word nie. Jy moet heilig maak in haar lewe. Self regverdig, wanneer jy skrif op wat in die Bybel, as jy mag nie brood eet vir 10 dae, dan is jy nie brood vir 10 dae. Maar dit is nie te doen met die skrifte, dit is te doen met 'n tydperk waar daai dinge wetjies was. Ons is nie in die wetjiese tydperk. Ons is wel in genade, ja. Maar hulle kon nie die wette hou nie, hoor. Nobody could. Hulle was vyand van die Here aanhoudend. Maar die bloed van Jesus maak ons skoon. Hy skoon. Paulus, sien my tandpyn afgenaam. Want Paulus sê dinge wat my laat skrik. Hy sê in die woorde Galasiërs 2:20 gesê, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my lief gehad en om vir my oorgegee. Paulus, wat sê jy? Hierdie groot man van God wat 3/4 van die Bybel geskryf het in die Nuwe Testament. Sê hierdie woorde. Wat kan jy aan wat sê ek leef nie meer nie en dat Christus leef in my, dis die een. Wat sê aan die een? Die dinge wat ek doen, moet ek eintlik nie doen nie, maar doen dit. Die dinge wat ek nie wil doen nie, doen ek. Die dinge wat ek moet doen, doen ek nie. Dis nou hierdie man van God, wat 'n groot man van God is, wat kom en sê hierdie woorde. Maar ek wil jou opbou vanmôre vir jou vertel.
As jy Jesus volg, doen wat hy gedoen. As jy Jesus Christus volg, doen wat hy gedoen. Hou om te oordeel, hou om te kritiseer, hou om te kla, hou om te skinne. Skinne van die hand, jy moet jy sommer wat reg het sê. So skinne weg van jou. Nie sê, ek waar, gaan lees Korintiërs, gaan lees die woord van God wat sê, as jy hierdie dinge doen, jy gaan nie in die hemel ingaan nie, soos daai mense, miskien was hulle skinnebekke, ons weet nie, hulle gaan nie in die hemel gaan nie, omdat die is wat God gesê het, kan nie ingaan. Ek wil jou vraag. Het jy nie gesindheid van Christus? Dit is 'n vraag. Nou, jy moet eerlik met jouself wees, weet. Dit is iets van die Christene. Jy moet ten minste eerlik met jouself wees met die situasie. Kan jy sê jy is regtig 'n navolger van Christus Jesus? Jy nog steeds issues in jou lewe? Ja. Jy nog pyn? Ja. Het jy nog complaints? Ja. Wil jy nog lieg? Ja. Wil jy nog steel? Ja. Daai goede, laat dit jy nie gesindheid van Jesus. Jy kan. En dit is hoekom ek is so opgewonde oor hierdie situasie, dat vanmôre kan ek vir jou sê, as jy nie die gesindheid van Christus in jou het, kan jy hom nie volg. Hy het die gesindheid van God gehad, het jy dit gedoen. Hy het die gesindheid, the attributes of God he had in his life. Hy het die dag gehad in sy lewe, elke dag. Alles wat hy gesê het, toen ek nie uit myself uit, dan doen het uit die Vader uit. Alles. Was nie 'n ding wat hy sê, ek doen het, ek doen het. Ek en die Vader. Tot op die kruis. En hy bely, my God, hoekom het jy my verlaat? Dat ek vir jou sê, is die gesindheid van Christus. En dit het gesê, moet jy ook hê in jou lewe. Dan gaan nie oor wat mense sien, die broers en susters. Dan gaan nie oor of jy 10 grade het, of 20 grade het. Gaan nie daaroor nie. Dan gaan oor jou, persoonlik, met die gesindheid van Christus Jesus, jou hart vir hom, sy werk, die dinge wat hy moet doen vir jou. Dis wat ek wil. So ek vraag jou om. Die gesindheid, het jy? Kan jy sê vir jouself, ek is 'n volgeling en ek doen wat Christus sê? Kan jy dit vir jouself sê? Kan jy sê, as ek profeteer ek om op te bou, nie af te breek nie. Ou het my eendag gesê, die Here wys my, ek sê, waar? Here wys, wat wys die Here? Hy is nie skinnebek nie. Daai dinge moet stop, en dit het ingekom deur die duiwel in ons kerke in. En ewesklik is die kerke swak. Daar is baie mense wat hel toe gaan wat in die kerke sit. Hoekom? Hulle doen. Jy sê dit verkeerd, dan sê ja, nee, I don't think it's wrong, I don't think it's wrong to. Hulle weet nie wat het is om in drank verslaaf te raak. Alles begin met 1 dop. Na tyd het 1 dop per dag. Na tyd is dit 'n bottel 'n dag. Na tyd sit jy in die aande by die huis en jy sê maar, jy begin jou goed te verkoop om hierdie ding te kan doen vir jou lewe. Na tyd kom jy so vas dat jy nie weet waar jy is nie. Net Jesus kan jou verdoen. So vanmôre wil ek jou aanspoor, kinders van God. Ek gaan nie uitnodiging doen vanmôre. Ek gaan nie. Maar ek gaan vir jou vra, waar is jy? Waar is jy? Ek vra, waar staan jy? Is jy regtig 'n navolger van Christus? Is jy regtig iemand wat die gesindheid van Christus het? Baie ouens sê die gesindheid van Christus. Weet jy wat die gesindheid van Christus is? Om God altyd eer te gee deur Christus Jesus.
net soos hy dit gedoen op aarde, God het u gegee, vir alles wat hy gedoen. Nie, ek moet 'n ou oordeel. Christus se gesindheid was nederig. Hy het voor mense gegaan. Hy het mense op die vloer gespoeg en wonder gemaak en hulle oor uitgevoer. Dis wat hy gedoen het. Hy het mense aangeraak. Die vrou het hom kom aanraak. Die vrou met die bloedvloeiing vir 12 jaar het hom gaan aanraak. Jy kan kyk wat hy gedoen. Hy het nie geoordeel. Hy het nie vingers gewys nie. Hy het hulle net iets anders gewys. En wat mense nie so vandag ook nie, hulle weet nie wat ware liefde is. Sit daar vas. Is jy 'n navolger van Christus? Amen. Ek hoop die preek gaan by julle bly. Want dit is belangrik dat jy moet weet, jy kan doen wat jy wil, daar span staan, begin verklarings maak. Het ek nie vir jou, Here, het ek nie mense gelei bekeer nie, Here, het ek nie wonderwerke gedoen, Here, dit was nie jy nie, broer, dit was die Heilige Gees. Dit is die genade van God wat op jou is, sodat jy die dinge kan doen. Jy kan dit nie doen nie. Kry dit in ons breine, jy kan niks eintlik doen nie. Al wat jy nie eens kan doen, is jy asemhaal nie. Maar wat jy wel kan doen, is belydenis. Amen. Dankie, pastoor, dat jy was. Kom hier so, ek is klaar. Dankie, en onthou ons sal altyd aan julle dink. Baie dankie pastoor, dankie vir die mooi boodskap wat pastoor met ons gelaat het. So 'n bietjie van oor die vingerstip boodskap. Ja, Maar dit is wat ons moet hê. Ons moet, die Here kan nie altyd net vir ons liefde en genade gee nie, want dan, hoe gaan ons leer? Die Here moet ook soms vir ons sê, nee, jy is nou op die verkeerde pad hierso. Kom bietjie terug in lyn, hè. Hy moet ons 'n bietjie op die pad hou. So pastoor, kom ons speel 'n laaste koortjie as pastoor reg is en dan sal ons afsluit met gebed. Kom ons staan op en dan sing ons 'n laaste koortjie saam. Holy Spirit, touch my soul, touch my spirit, make me whole. You are the light, feel the way, I thirsty for you, night and day. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, the Holy One, you are the only, Holy Trinity. I live for you, O Lord, you live in me. Holy Spirit, you are the light, comforts me day and night. Holy Spirit, show me the way, that I should carry on, and I should stay. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, you're the Holy One, you are the only, Holy Trinity. I live for you, O Lord, you live in me. Halleluja, kom ons sluit met die oë. Dierbare Vader, dankie Here dat U gekom het en die woord vanoggend met ons kom breek het, Here. Here, dankie dat U gekom het, Here, en ons net weer kom herinner het, Here, dat ons in onsself 'n inspeksie doen, Here, om te sê, waar is ek? Waar staan ek in die navolging van Jesus Christus, Here? Here, leef ek U uit, Here, elke dag leef ek U uit net op Sondag, Here. Here, help ons, Here, dat ons wysheid en kennis binne onsself sal kry, Here, wat U vir ons gee, sodat ons onsself kan ondersoek elke dag, Here. Here, dankie vir die diens wat ons gehad het, Here, dankie dat U Gees op ons uitgestort het vanmôre, Here. Here, ek vra dat U nou saam met pastoor en tannie Rietjie sal gaan, Here,
Ons seën hulle weer eens, Here, met 'n dubbele seën van U, Here. Here, ek vra dat die bloed oor hulle sal wees, Here, en dat U die leidsman van hulle pad sal wees, Here. Here, dat daar waar hulle gaan, Here, dat hulle in U voetspore sal volg, Here, dat hulle nie links of regs sal gaan, sodat U vir hulle gesê het, hulle moet daartoe gaan, Here. Maar ek vra dat U van hierdie deure sal oopmaak, Here, en dat die deure wat oopgaan, Here, dat dit lei na 'n dubbele seën op hulle bediening, Here. Here, dankie vir elke persoon wat vandag hier is, Here. Ek seën elke persoon, Here, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, Here. Seën dit elkeen, Here, en ek stuur hulle uit en ek vra dat hulle veilig by hulle bestemming sal kom, Here. In Jesus naam, amen.